Ek gaan net vinnig deur 2 van die slides hardloop wat ons behandel het, en ek wil met dieselfde begin wat ek laas begin het, en dit is dat ek is nie hier om my manier van interpretasie op jou af te dwing nie. Okay? Al wat ek vra is dat ons toelaat dat die woord sê wat dit sê, sonder dat ons iets in dit inlees. Dis al wat ek vra, en dit geld vir my ook. Want baie keer lees ons die woord, en dit klink vir ons teenstrydig met dit wat ons deur die jare geleer is, en dan blok ons. Of ons probeer 'n manier kry om dit te laat klink, sodat dit pas by wat ek geleer is. So ons probeer die woord aanpas, om by ons te pas, in plaas van om aan te pas by wat die woord sê. So hierdie eindtyd gesprek goeters wat ons het, daar is verskeie maniere om na hierdie goed te kyk, en daar's wonderlike mense, geleerde mense, broers en susters van ons, wat verskillende maniere het om na dit te kyk, wat met my gaan verskil, wat met jou gaan verskil, en dit is welkom. Ons mag met mekaar verskil oor hierdie sake, en soos ek laas gesê het, dis sekondêre sake, dit het niks te doen met jou redding nie, en Karen was toe slim, sy sê, onthou, as jy die wegraping nie reg verstaan nie, beteken nie jy is nie gered nie. Okay? Dis belangrik, en ek dink wel dat hoe ons dit sien, het implikasies. Want as jy byvoorbeeld 'n sekere manier dink of glo, en dit is nie so nie, dan kan jy teleurgesteld wees, as dit nie so is nie. So kom ons laat toe dat die woord sê wat dit sê, en ons gaan saam lees wat dit sê, en julle kan asseblief in julle eie Bybels ook kyk, ek het net op die skerm gegooi, want ek wil 'n paar goed uitwys, en asseblief, moenie toelaat dat ek jou iets laat lees, soos wat ek het sien nie. Vra die Heilige Gees om vir jou oop te maak, en lees dit net so. So, ons het laas oor die wegraping gepraat, oor die hele storie van al hierdie ouens wat al hierdie voorspellings gemaak het vir datums, en wat toe gebeur het, is daar was soveel verwarring gewees, dat mense naderhand gesê het, maar die wegraping is nie in die Bybel nie. En dis nie waar nie, die wegraping is in die Bybel, en ek het dit hopelik laas Dion en myself vir julle gewys, dat dit wel daar is, die woord staan nie daar nie, maar die lering is daar, die konsep is daar. En een van die algemeenste, bekendste sieninge oor die wegraping, is dat dit, in die Engels praat hulle van 'n pre-tribulation wegraping, rapture gaan wees, en ons baie great ouens in ons land, en wat na ek geluister het, wat het leer, en great. Ek stem nie met hulle saam nie, hulle stem nie met my saam nie, dis fine, dis wat het is. Ons nie kwaad vir mekaar nie. Hopelik gaan ons vanaand net sien wat God se woord sê, en ja, kom ons lees net waar daar staan. So 2 Tessalonisense 2, as jy daar wil oopmaak, vers 1 tot 4, ek gaan sommer net vir julle lees waar daar staan. Hy sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor, of verskrik te word nie, deur gees, of deur woord, of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander, wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee dat hy God is. Wie het al daai van tevore gelees? Ok, so die res van daai stukkie, hier van vers 5, praat dan van die Engels praat hulle van die restrainer, wat keer dat hierdie ou sy opwagting kan maak, en dan die afleiding wat ons, en ek myself ook gemaak het, is dat die teestander is die Heilige Gees, en die Heilige Gees is inwonend in ons, as gelowiges, en as die kerk, so die kerk moet verwyder word, en dan gaan hierdie ou wat hier verduidelik word, is die Antichrist, alhoewel die naam nie daar staan nie, maar dis wie hy is, hy's 'n teenoorgestelde van Christus, hy's 'n vals Christus, so hy gaan soos Christus lyk, hy gaan soos hom optree, en maar hy gaan van die duiwel af wees, en dan ons moet verwyder word, en dan kan hy sy opwagting maak. Ek het altyd daai skrif so gelees, omdat ek hierdie lering gehad het van hierdie ouens, en
ek het net nooit met my gesit nie. En ek raak toe kwaad eendag en ek sê, hoekom is dit nie net eenvoudig nie? Hoekom staan nie net waar daar moet staan nie? En ek is soos, maar miskien staan dit waar daar staan, jy wil dit net nie so lees nie. En ek gaan lees dit weer. Wys gou die volgende ene. So ek het net 'n paar goedjies gehighlight net om dit uit te wys. So maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms. So wat is die wederkoms? Wanneer Jesus weerkom. Okay. So hy was al een keer hier gewees, toe het hy mos opgevaar en hy gaan weerkom. Dis hoekom die wederkoms. Van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Wat's dit? Dis wanneer ons verenig word met hom. Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. So ek dink baie keer wat gebeur is, tussen daai goedjies staan nou baie goeie soos nie gou julle verstand te verloor en dan verloor ek en jy actually ons gedagtes. So hy sê, met die oog op die wederkoms, met ander woorde wanneer Jesus weer gaan terugkom en ons vereniging met hom. So die Amplified sê in hakkies die rapture, want dis wanneer ons opgeruk word om hom te ontmoet. En hy praat daarvan asof die dag van Christus al daar is. Nou as jy, moenie laat ek jou beïnvloed nie, as jy net daai eerste stuk lees, en jy lees van die dag van Christus, wat vind plaas by die dag van Christus? Yes, daai wat daar staan. So by die dag van Christus vind wat plaas? Die wederkoms en ons vereniging met hom. Nou wat hierdie ouens doen is, hulle split daai twee van mekaar. Hulle sê die wegraping is 'n geheime ding wat gaan gebeur, of nie geheime ding nie, ek dink baie mense gaan agterkom as daar miljoene mense missing is eendag van, hey, waar het julle gegaan? En dan speel al 14 Left Behind boeke af. Ek gaan daai uit-edit. En dan 7 jaar later, wanneer 7 jaar is, dan is die wederkoms. Okay, maar as jy net lees waar daar staan, dan sê dit die wederkoms en ons vereniging word verwys na as die dag van Christus. Hy sê vir hulle, moenie op enige manier geruk word of geskit word of skrik, asof die dag van Christus, met ander woorde, die wederkoms en ons vereniging met hom, asof dit al gebeur het nie. En dan gaan hy verder, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Dan sê hy, want eers moet, so, daai wat in blou is, die afval en die mens van sonde, wanneer moet dit gebeur? As jy net lees waar daar staan. Okay, great. Voor die wederkoms en ons vereniging met hom. So worstel met daai, stoei met daai, highlight hom, gaan huis toe, dink daaroor. Want wat hierdie ouens doen is, hulle lees daai, en hulle sê, okay, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, en dan later lees hulle, die kerk moet verwyder word, en dan gaan die antichris opstaan. Dan sê soos, maar dit maak glad nie sin, as jy net lees waar daar staan nie. En ek probeer nou nie snaaks wees nie, ek is net soos, lees waar daar staan. Is ek dof? Is ek dof of is dit waar daar staan? Net eerlikwaar. Okay. As jy nie met gaan kou daaraan, ek weet, dis byvoorbeeld, en ek was presies op dieselfde plek gewees, dis taaf wanneer jy dit hoor, en dan sê soos, maar dis heeltemal teenstrydig met wat ek geleer is, en dis hoekom ek sê, ons moet toelaat dat die woord sê wat dit sê. Nou tensy ek dit heeltemal totaal en al agterste vorm interpreteer, maar dit lyk vir my, dat eers met die afval kom en die mens van sonde gebeur, voor die dag van Christus kom, en die dag van Christus is die wederkoms en ons vereniging met hom. Okay, so as jy sukkel met dit, highlight dit, gaan worstel met dit by die huis. So, ons leer nie 'n pre-trib rapture nie, of 'n voorverdrukking wegraping, die lering dat Jesus Christus gaan sy kerk kom verwyder, en dan gaan al die erge dinge op die aarde plaasvind. Ons leer dit nie, en met
met soveel nederigheid soos wat ek kan, wil ek vir julle sê, ek mag verkeerd wees. Ek hoop ek is verkeerd. Ek hoop ek lees daai verkeerd. Ek hoop hy kom haal ons voor die tyd. Want dis wille dinge wat daar beskryf word. Maar hy weet hoekom hy toelaat wat hy toelaat. So, ek wil dit vir julle sê, ek mag verkeerd wees. Ek het dit laas ook gesê, ek waarsku julle liewers, en ek is verkeerd. En ons is like, Jockey was verkeerd. Jy het ons ook gesê, hey, ons is hier, high five. As wat ek vir julle sê, ouens, moenie worry nie, hy gaan ons kom haal, dit, en dan begin ons dinge in hierdie wêreld sien, en ons dink, o jene, want my grootste bekommernis is dat die teleurstelling, veronderstel hy kom nie soos wat ons dink, of wanneer ons dink hy gaan nie, dat daai teleurstelling gaan lei na mense wat afval, na mense wat wegraak, wat sê, dis nie meer die moeite werd nie, dis nie waarvoor ek die koste bereken het nie. Sien, ons dink baie keer, dis net mooi goedjies wat hy gesê het, maar hy het gesê, bereken die koste, want dit gaan jou iets kos. Nie noodwendig vir almal ons in die ekstreem, soos wat ons sien in ander gedeeltes van die wêreld gebeur nie, maar dalk, hoeveel van die disippels is as martelare dood? Almal behalwe Judas, hy het homself sommer verwyder. En deur die geskiedenis sien ons, dat mense met hulle lewens betaal het. Ander het betaal met, hulle kon nie, wat is die woord wat ek soek? Ja, hulle kon nie aangaan met hulle lewe soos normale mense nie, want hulle was op neergekyk. Jy kon nie in die samelewing saamsmelt as Christen nie. So, ons hierso leer nie 'n pre-trib rapture nie. So, ons gaan nie meer kerk toe kom en julle leer. Dis hoekom ek gesê het, ons het ruimte om te verskil. Dit beteken nie ons is kwaad vir mekaar nie. Ek mag verkeerd wees, gaan stoei met daai op jou eie. Nou, hierdie eindtyd goed is maar, daar's ruimte vir interpretasie en soos ek gesê het aan die begin, daar's wonderlike mense wat na dieselfde gedeeltes van die Bybel kyk en heeltemal ander sieninge het oor wat daar staan. En ek moet sê vir my persoonlikheid is dit nogals frustrerend, want ek dink nie die Here wil speletjies met ons speel nie. Ek dink ons moet regtig die Heilige Gees vra, maak die woord vir ons oop sodat ons verstaan wat daar staan. Nou weer eens, baie van dit is sekondêre issues. Dit het niks met jou saligheid te doen nie, maar daar is implikasies. Soos byvoorbeeld, sê nou maar jy glo die Here gaan jou kom haal en hy kom nie soos jy dink nie. Hoe gaan jy dit handle? Gaan ons nog steeds sê, okay, ek was verkeerd, kom ons sien hierdie ding deur? Of gaan ek sê, this is not what I signed up for. Onthou, hierdie is nie om ons bang te maak nie, hierdie is nie om ons mismoedig te maak nie. Die amazing ding van verdrukking is dis eintlik 'n seën. Want verdrukking maak dat ons werklik die Here soek in alles. Jy gaan dit sien deur die geskiedenis. Wanneer die druk ingeperk word, dan kom ons ware klere na vore. Wanneer jy verdrukking ervaar, fokus jy nie meer oor die dinge van die wêreld nie. Daai goed verloor hulle waarde, want dit is nou oor, ek wil nie sê oorlewing nie, maar jy besef, want baie ons sê, yes, ons het die Here nodig, maar ons leef nog, heel, totdat goeders begin gebeur. Kyk hoe het ons gevas en gebid tot 'n ou in die tronk was. Nou, bietjie minder, né? So dit is 'n blessing in disguise, as ek dit so kan noem. Sê hier van vers 4 af, en Jesus antwoord en sê vir hulle, en dis die ding wat my skoonpa eendag vir ons gesê het, wanneer ons praat oor hierdie eindtyd goeders. Wat's die eerste ding wat Jesus sê? Pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. Die vyand is 'n meester van misleiding. Hy wil ons de mekaar maak, hy wil ons verwar, sodat ons nie weet wat aangaan nie. Jesus sê, pas op vir misleiding.
want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Noem vir my asseblief gebeurtenis wat nou onlangs gebeur het, waar hierdie tipe goeters plaasgevind het. Waar mense in die naam van Jesus mense mislei het. So daai ou is nog steeds aan die gang, al was hy al 2 keer verkeerd, en die amazing hartseer ding is hoe mense hom ondersteun. En ek bedoel dit nie lelikie, maar wat hulle vir hom sê, man, jy's lief vir die Here, hou net aan met wat jy besig is. Dit help nie. Hy het daai mense mislei. Ek verstaan nie hoe hulle, maar in elk geval. En hulle sal baie mense mislei. Ons moet seker maak dat ons nie onder hulle val nie. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. So al daai goed, jy kan nie op dit gaan en sê, okay, hier is dit nou nie. Oorloë, gerugte van oorloë, al hierdie goeders, jy kan nie dit vat, dis nog altyd so. Dis nog altyd so gewees. Nou ek moet vir julle sê, die ouens wat sê dat al hierdie goeders teen 70 na Christus plaasgevind het, het nogals 'n redelike goeie argument, en hulle gee vir jou voorbeelde van al hierdie goeders, maar as jy in die groter prentjie kyk, dan begin dit net nie heeltemal sin maak nie. Vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van smarte, of van die smarte. So dit is net die begin van die smarte. Jy kan nie sê, okay, dit was nou daai ding gewees, en daai ding gewees, daai ding gewees. Een vertaling sê, dit is die, in die Engels, hy praat van die geboorte, Afrikaans, die geboortepyne. Ek het nou nie persoonlik gekraam nie, maar hoe werk geboortepyne? Julle dames wat geboorte geskenk het? Meer intens en meer op mekaar. Kan julle agterkom in hierdie tyd waar ons leef, iets verskriklik gebeur, en dan is ons weer rustig. Nou, hoe nader ons aan die geboorte kom, en onthou, die einde is nie die einde nie, die einde is eintlik die begin. Dis die einde van hierdie wêreldse koninkryk en die begin van God se koninkryk op aarde. Dit waarvoor ons bid, laat u koninkryk kom. Nou vir die van julle wat glo in 'n werklike koninkryk wat aarde toe gaan kom, of laat ek so, Jesus wat gaan terugkeer en sy koninkryk op die aarde gaan plaasvind, dit is hoe ek het sien, dis my persoonlike siening oor dit, is dat hy gaan fisies terugkeer, hy gaan fisies aarde toe kom, soos wat hy weggegaan het, en hy gaan sy koninkryk fisies op die aarde, en hy gaan alles reg maak. Hy gaan dit doen. En ons gaan saam met hom werk, hy gaan ons help, of hy gaan ons autoriteit gee om dit te doen, maar hy gaan dit kom doen. En dit, yes, dis iets om na uit te sien. Alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie, nasie, verskillende plekke, hier is die begin van smarte. Okay, hier kom die lekker goeters. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. Sjoe, dis lekker. Gelukkig is hierdie net op toepassing van die Jode, en nie op my nie, so ek hoef nie daar te, ek is nou lelik. Ek weet nie om te sê nie. Jy mag met my verskil, ek dink dis op toepassing van ons. Hy praat met sy disippels, want as ons hierdie speletjie begin speel van, hy het net hier met die disippels gepraat, Jesus het ook die groot opdrag net vir die disippels gegee, so moet ek nie disippels maak nie. Cool, dan hoef ek nie heen te gaan en disippels te maak nie, want dit was net vir die disippels. So wat vat jy en wat los jy? Nou ja, daar is definitieve gedeeltes wat jy kan optel in die groter konteks, soos ons gepraat het, wat jy sien, dit het niks met my te doen nie. Ek het nie 'n behoefte om terug te trek Israel toe nie. Dit het net met die etniese Jode te doen. Maar daar is sekere goeders, hierdie voel ek glo, dit is op ons van toepassing. En ons sien dit deur die geskiedenis deur.
Dit was op toepassing van hulle, dit is op toepassing van gelowiges deur die eeue. Dan sal, en hy sê nie, julle sal gehaat word omdat julle Jode is nie. Hy sê, julle sal gehaat word ter wille van my naam. Wie se naam dra ons as Christene? Jesus Christus. En ek wil nie lig maak hiervan nie, want dit is nou lekker hier om op 'n Woensdag aand oor dit te praat, you know? Maar gaan gou Mosambiek toe, gaan gou, daar dra dit regtige implikasies. Maar die Here weet wat hy toelaat en hy sal ons nooit bo ons eie, ek kinders onthou wat die skrif sê, julle weet. Dankie, help my daarso. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Sien julle die hele tyd vals Christusse, vals profete, misleiding, ons sien dit in ons dag. En by the way, daar's nog altyd mense wat opstaan en sê hulle is die Christus. Dit gebeur nou al deur die eeue heen. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. So slegs dan sal die einde kom. Nou daar's 'n paar gems hierso. Wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Beteken dit jou redding is afhanklik van jou werke? Nee. Maar werklike redding dryf jou tot werke. Werklike redding gaan maak dat jy gaan deurdruk. As hy nie vir jou genoeg is nie, gaan jy halfpad langs die pad sê, hierdie is nie die moeite werd vir my nie, dit kos my te veel. Werklike redding sê, ek druk deur tot die einde toe. Al wat my red, is sy genade, geloof deur genade. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, dan sal die einde kom. Dan vers 15 aanwaarts, ek moet sê, klink vir my, en hier gaan ek nou 'n bietjie 'n cop-out gee, en mense gaan met my raas, dit klink vir my nogals, asof dit verwys na dit wat gebeur het, maar ook dit wat nog kom. Want hy praat hier, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Okay, so, daai heiligdom is waar? In die tempel. So, vir daai storie om te gebeur, moet daar 'n tempel wees. Nou, ek dink as ek reg onthou, Daniël het dit geprofeteer, en om en by 200 jaar voor Christus, was daar 'n ou met die naam van Antiochus, ek weet nie wat hierdie Epiphanes, ek dink dis hoe dit in Afrikaans sê. Hy was kens verby, hy het die Jode vervolg en hulle doodgemaak op rye, en hy het 'n altaar van sy god Zeus, het hy opgerig, en hy het op die, ek dink hy het op die Jodese brandoffer altaar gedoen, en hy het toe 'n vark geslag op die ding. So hy het presies geweet hoe om hierdie ouens op die grootste manier kwaad te maak, en baie mense reken dat Daniël verwys na dit, wat ek dink is so, maar ek dink Daniël verwys ook verder na die, as soos in die Engels sê, die ultimate gruwel van verwoesting, wat eendag gaan wees wanneer die antichrist dit doen en hy homself in die tempel ophef. En ek gaan nou vir jou, ek wil net gou hierdie gedagte klaar kry. Hulle reken ook, en toe sê Jesus, wanneer julle dit sien, so Jesus verwys nie na daai nie, hy verwys na iets wat nog op pad is. Toe reken hulle in 70 na Christus hierdie Romeine met hulle beelde en hulle goeders ook voordat hulle die tempel verwoes het ingegaan, maar ek dink hulle het net in die buitenste, maar dit klink as jy vir Paulus lees, dat hy verwys na iets nog verder, daai man van sonde, wat in die tempel gaan opstaan en homself van verhef, dit is die gruwel van die verwoesting. Yes. Yes. Ja, Jesus sê dit gaan nog. So, it's amazing hoe al hierdie goeders net pas in mekaar. Laat hy wat lees oplet, vers 16, dan moet die wat in Judea is na die berg vlug, wie op die dak is, moet nie afkom om iets
Okay, so daai gedeelte, ek moet sê, dit klink vir my baie soos wat daai tyd gebeur het, want Judea is in Jerusalemse area, in Israel, maar ek dink dit kan oor, en hier's wat die ouens sê, hulle praat van double fulfillment, en so dis dit, en hulle sê, jy moet kies, ek weet nie, miskien is dit daai en daai, of miskien is dit net daai, die punt is, wanneer jy die ding sien, en jy is toevallig in Judea, so as een van julle ooit in die toekoms in Judea is, en jy sien iemand hef hom op in die tempel, vlug vir die berge, dis wat die Bybel sê, vlug net vir die berge, want groot vervolging gaan van dit afkom. Maar weet die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae, hoekom? Want het is moeilik om rond te beweeg as jy swanger is en 'n baba het, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou, toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. Daai is 'n wille vers. Ek is seker die mense in die Tweede Wêreldoorlog gedink, hier is dit nou. Maar tog was daar gedeeltes in die wêreld waar daar niks aangegaan het. Hierdie ouens het aangegaan asof die lewe net normaal. Dis soos ons lewens gaan aan, maar Rusland en Oekraïne blaas mekaar uit mekaar uit. Vers 22, en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie. Okay? En ons dink, maar dis redelik vanselfsprekend. Hierdie ouens het gesê, Jesus gaan terugkeer op die wat ook al, en mense het regtig met hulle hele harte geglo. Ouens gaan sê, man, Jesus, hy's daar, ek het hom gesien, hy wil net nie te veel van 'n scene maak nie, kom ek gaan wys jy lieg vir my. Want daar sal valse Christusse weer, hierdie valse, en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik is, was ook die uitverkorenes te mislei. So tekens en wonders gaan daar wees. Ons moet vra, Heilige Gees, help ons om te onderskei tussen die geeste. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Jesus sê, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet nie uitgaan nie, kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan, en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Jesus se wederkoms, jy gaan nie wonder nie. Jy gaan nie wonder, is dit of is dit nie. Dit gaan baie, baie, baie duidelik wees. Niemand gaan vir jou, gaan nie op TikTok moet wees wat sê, hey guys, I think it's now, hey? Hy sê, soos as die weerlig slaat, jy weer is weerlig, want dit lyk soos daglig in 'n oomblik. Jy hoor dit, jy sien dit, ons gaan presies weet, en al daai goed van, onthou, soos ek het verstaan is, hy gaan weer, onthou, toe hy opgevaar het van die Olyfberg, toe hy nou hemel toe gevaar het, toe staan sy disciples allemaal daar, en hulle sê, wow, en daar was engele, en hulle sê, ouens, wat doen julle? Dit is my, met respect, 'n dom vraag, like, hierdie auto net, Jesus het net opgevaar, natuurlijk gaan ek staan, so hy gaan net so terugkeer, soos wat hy gegaan het, so, en Zacharias sê, dat hy gaan terugkeer, en sy voete gaan op die Olyfberg, so hy gaan oor Jerusalem terugkeer, die hele wêreld draai om daai klein stukkie wêreld, in die middel van, daar, waar ook al dit is, ek weet nou nie, gaan oor daai stukkie land, en hy gaan terugkeer, hoe die tydzone is en al daai goed gaan werk, dit gaan die saak maar op 'n dag hê, ons gaan weet. Daar is 'n grap vir die van julle wat het wou glo, die aarde is baie rond, hoor. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Wat? Hierdie studiebybel vir my het nie eens 'n nota oor daai gedeelte nie, soos regtig. Hoekom skiep jy daai vers? Ek het toevallig net nou so 'n ouetjie geluister, hy sê, as 'n bok doodgaan in die bos, weet jy daarvan? Hoe weet jy daarvan? Wat sien jy in die lig? Dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskit word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn,
en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Wanneer? Na die verdrukking. Nou, ek weet van julle koppe top nog, ja, maar dis die wederkoms en die wegraping is 'n aparte gebeurtenis. Worstel met dit, dis fyn. Vir my kop sê vir my dat die wegraping vind plaas wanneer hierdie plaasvind, want hoe gebeur dit? Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Wie gaan ons kom haal hier op die aarde? Waar moet ons vir Jesus? In die wolke. En dan sê hy in vers 32, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Nou baie ouens sê dat hierdie is weer een van daai goed wat jy so 'n bietjie moet inlees, en dat die vyeboom is Israel, want Israel word baie keer na verwys as die vyeboom in die Ou Testament. Dit is 100% so. Ek persoonlik dink dat al wat Jesus sê hierso is, leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal seker nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur nie. Dis vir ons vriende sê dat al hierdie goeders plaasgevind het, is Jesus het verwys na die generasie met wie hy gepraat het in sy tyd. Want 40 jaar plus minus na hy gepraat het, het al hierdie goeders volgens hulle plaasgevind. Waar ons interpretasie is dat Jesus sê dat die generasie wat al hierdie goeders sien, wat is al hierdie goeders? Alles wat hy nou net vir jou gesê het, die gruwel van verwoesting, die misleiding, die tekens, die generasie wat daai goed sien, moet leer by die vyeboom, dat is naby, by die deur. Kan nie vir jou 'n datum gee nie, maar kan vir jou sê, dis naby, want ons sien die goeders. Eerlikwaar, ek kou nog deur hierdie goeders, ek worstel nog deur hierdie goeders, ek dink ek gaan die res van my lewe deur hierdie goeders. Die van julle wat nog oor 20 jaar is, as die Here ons spaar, gaan ek miskien 'n bietjie anders voel oor van hierdie goeders, of 'n bietjie meer beter kan verduidelik, maar ons werk deur dit en ons laat toe dat die woord sê wat dit sê. Nou die vraag is, wat doen ons nou met al hierdie? Wow, great, wow, profesie, dis baie interessant. Matteus 28 vers 19, blaai so intoe asseblief. En nou die punt van hierdie is nie dat jy nou huisdeur in jou polse gaan afkou nie. Dis om ons net attent en wakker te maak vir wat regtig belangrik is. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, weer eens, hy praat met wie hierso? Nee man, hy sê met sy disippels. O, is dit ons ook? Ok, nee, ek wil net seker maak ek verstaan reg. O, is julle seker dis ons ook? Ok. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, net so freebie, nie in die name, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Vers 20, en kyk, wat? Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die, so tot wanneer is die groot opdrag van toepassing? Tot aan die einde moet ons wat doen? Disippels maak. Handelinge 1 vers 6, blaai gesoen toe. So hierdie is waar net voor Jesus hemel toe gevaar het, so hy was, hoeveel dae nou weer by sy disippels nou opgestaan het? 40 dae. Wat het hy in daai 40 dae gedoen? Yes, hy het hulle geleer van die koninkryk, en in vers 6 kom hierdie ouens, so hier's Jesus, verheerlikte liggaam, hulle is in 'n toe vertrek, iewes skielik is hy daar, hallo, die deur is toe, het hy dit gedoen, hy eet saam met hulle, val nie by sy maag uit nie, hy is nie 'n spook nie, en dan is hy weer weg, wie die deur opgebok, niemand, ek het julle gesê, Thomas, jy moet die deur toe hou, is toe. So hier is Jesus in hierdie toestand, wat is die eerste ding wat hulle, of wat is die ding wat hulle omvraag in die einde? Vers 6, en die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Hulle het seker gedink, nou sit hier,
hierdie Romeine is 'n klomp peste, ons wil hulle uitwis, u is mos nou klaar deur al hierdie lyding, u is verheerlik, u kan hulle nou uitsort. Wat is sy antwoord? Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En dan wat is die opdrag wat hy vir hulle gee? Vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Hulle vra, wanneer gaan hierdie goeters gebeur? Gaan jy dit nou doen? Ek kan hoor, hulle is soos, Delaray, hier gaat ons nou, hierdie ouens gaan nou. Dis nie vir julle om te weet nie. Julle gaan krag ontvang, wees my getuies. Kan julle sien hoe dit optaai met maak disippels, wees getuies. Ons vra, wat moet ons doen nou? Nou wat moet ons doen? Disippels maak, getuie wees. Blaai gou na 1 Tessalonisense 1, asseblief. Ja, 1 Tessalonisense 1, vers 9. Is julle daar? Hy sê, want hulle vertel self, ekskuus, en ek dink julle weet al, lees 'n hele hoofstuk. Moenie net inspring in die middel nie, maar ek doen dit nou om tyd te spaar, so disclaimer. Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God. Is daar mense wat afgode gedien het hierso? Julle almal het. Dis net nie 'n klomp standbeelde nie, is ander goeders, okay? So steek jou hand op, dit is ek, dankie. Dis ek stukkie steak. Julle van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien. So ons het ons bekeer van die afgode, ons het ons bekeer van al die goeders van ons vorige lewe, en ons dien nou God, en wat sê vers 10? En sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. Wat ook 'n baie bekende pre-trib versie is, wat sê Jesus verlos ons van die toorn. Ek gaan nou nie vanaand in dit inklim nie. Maar hoor julle, wat moet ons doen? Ons het bekeer van ons afgode, ons dien die lewende en waaragtige God, met ander woorde, daai ander goed was dooie leuns gewees, en ons verwag sy seun uit die hemel. Hoeveel van ons staan in die oggend op en sê, Here, wow, miskien vandag. Daai Maranatha roep wat hulle van gepraat het, kom Jesus, kom. En nie, oh man, ek wil weer die kinders skool toe vat vir oggend. Om sy seun te verwag uit die hemel. Selfe boek, hoofstuk 3, 1 Tessalonisense 3, vers 11. Dis 'n gebed wat hy vir die gemeente doen. Hy sê, maar mag ons God en Vader self en ons Here Jesus Christus ons weg na julle toerig, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is. Wat moet ons met mekaar maak? Ons moet mekaar lief hê, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Ons word geroep tot heiligheid. Wat moet ons doen in hierdie tyd? Want ons leef nou tussen die tyd van sy hemelvaart en sy wederkoms. Wat maak ons? Ons maak disippels, ons wees getuies, ons dien die lewendige God, ons verwag sy seun uit die hemel, en ons wees heilig. En onthou, jy is heilig gemaak, maar jy moet nou leef. Jy moet dit leef. Dis 'n posisie wat jy ontvang het, waarin jy geplaas het, maar nou met jou optrede pas by daai posisie. Anders te sê jy net iets, maar jy is dit nie. En meeste van ons was daar gewees. Sodat ons onberispelik kan wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Weer eens 'n pre-trib rapture dingetjie wat hulle daar gooi, maar ek gaan nou net weer daar praat. Hoofstuk 5, dieselfde boek. Hier van vers 12 af.
Hy sê, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle, okay, never mind, net toe dink julle, ek gooi daar 'n ding in. Vers 12, bewys hulle in liefde die hoogste, okay, skiep ook daai, want dan dink julle, ek praat daar van myself. Dis 'n grappie. Ek het regtig ek het dit nie gesien nie. Vers 14, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes. Vermaan die onordelikes. Sien julle dis in die Bybel? Ek sê maar net. Bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deurbly. Oh my goodness. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Ek dink die Heilige Gees het om daar net herinner. Jy moet iets al bysit, want die mense gaan hoor, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, né? Maar nou nie dink ek nou alle dinge, slegte dinge. Ek hoop julle verstaan, né? Julle vang daai. Okay. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle geroep het is getrou, hy sal dit ook doen. Wat moet ons doen? Wees altyd deurbly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar. Het jy al ooit gewonder wat is die wil van God vir jou lewe? Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag nie profeseë nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van die elke vorm van kwaad. Doen jouself 'n guns en gaan soek 'n bietjie in al hierdie briewe van Paulus en van die, soos hulle noem die epistels wat hulle geskryf het, hoeveel keer praat hulle van om uit te sien na die koms van Jesus Christus. En is iets wat ons moet terugkry, want wanneer jy bewus is, en dis waar daai hoofstuk 25 van Matteus inkom, waar hy praat van die getroue dienskneg, waar hy praat van die maagde, om wakker te wees. Want dis wat ons moet wees. Ons moet verwagtend wees, wakker wees, besig wees met dit wat hy ons geroep het om te doen. En vanoggend, toe luister ek so ding en iets pop met van my op, want die ou praat van Moses. En toe hy praat van Moses, toe onthou ek, waar het Moses opgegaan? Hy het by die berg opgegaan, en daar was die Here besig met hom, né? Hy was lank weg, né? Wat het die mense onder gedoen? Hulle soos, wow, daai ou kom nie weer terug nie, kom ons hou ons besig met dit wat ons geken het. Ons moet nie dieselfde fout maak, wanneer ons voel, wow, Here, U is nou al 'n lang tydjie weg. Dat ons nie teruggaan, daai vuil klere wat ons afgelê het, dat ons nie weer daai goeders gaan begin aantrek, omdat ons wonder wanneer, hy sê ons moet heilig wees, onberispelik, sodat ons die een vertaling sê, that we will not be ashamed at His coming. Ouens, ek wil nie daai dag uithardloop as daai weerlig in die lug, en ek wil skaam wees nie. Ek wil met moed uithardloop en sê, yes, hy sê, hy het my kom haal. Ons moet so lewe. Ons moet so lewe. En ons maak ons foute. Ek raak kwaad vir daai klein mannetjie, dat ek voel, en na die tyd dan voel jy, jy is so 'n loser, sies man, hoe kan jy so sleg wees, so 'n oulike ding? Ons maak foute. Tel jou kop op, sê jy is jammer, bely dit, Here vergewe my, dankie dat U my help, staan op, gaan vorentoe. Moenie daar bly lê nie. Jy moenie doelbewus aanhou met goeders wat jy weet nie reg is nie. Ek het vir jare daai game gespeel. Dit werk nie. Dis 'n saak van lewe en dood. Maar dis 'n exciting ding om van deel te wees, om te dink dat hy het ons gekies vir 'n tyd soos hierdie.